Psalm 121 vers 3 en 4 gebruik hierdie wonderlike beskrywing. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Elke dag het ek en jy slaap nodig. Daar's tye waar ons al met min slaap moes klaarkom, maar jy weet dat ons nie sonder slaap kan funksioneer nie. Die tema in Psalm 121 is dat die Here oor sy volk waak, net soos wat 'n wag oor 'n stad moet waak. Die psalmis is so verdiep in die gedagte van sy bewaarder, dat hy skaars die gevare noem. 6 keer in hierdie paar verse kom die gedagte terug, dat dit die Here is wat die bewaarder van Israel is. Dat hy soos 'n wag gedurende die nagwake na die stad kyk, na sy inwoners. Dat hy nooit oorval word deur die gebreke waarmee ons as mense worstel nie. Hy raak nie slaapprag nie. Hy word nie moeg nie. En hierdie idee word in vers 4 kosbaar herhaal, dat die Here se oog op sy kinders is. In sy konfrontasie met die profete van Baal op die berg Karmel, het die profeet vir hulle gesê, miskien moet ons die duiwel gaan wakker maak. Die Baal kan nie reageer nie. Hy het gesê, dalk slaap hy. Dit staan in 1 Konings 18. Ek vertel vir julle die verhaal van John Patton. Hy en sy vrou was pioniersendelinge in daardie gebied net noord van Australië, wat bekend gestaan het as die Nuwe Hebrides. Eendag het vyandige inboorlinge die sendinghoofkwartier omsingel. Hulle bedoeling was om die Pattons uit te brand en hulle dan dood te maak. Daardie hele nag het John en sy vrou gebid dat die Here hulle sou beskerm. Toe die daglig aanbreek, was hulle baie verbaas om te sien dat die aanvallers hulle goed oppak en vertrek. Hulle het die Here gedank vir hulle verlossing en aangehou met hulle werk. 'n jaar later het die hoof van daardie stam 'n Christen geword. Toe Patton die hoof vra wat hom en sy manne daardie aand weerhou het daarvan om hulle huis af te brand, het die hoof vir hulle gevra, wie was daardie manne wat daardie aand daar by jou was? Die sendeling het geantwoord, daar was niemand anders by ons nie, dit was net ek en my vrou. Die hoof het aangevoer dat hulle baie mans gesien het wat wag staan, honderde groot mans, blinkklere met swaarde in hulle hande. Dit gelyk asof hulle die sendingstasie omsirkel, sodat die inboorlinge bang was om hulle aan te val. Eers toe het meneer Patton besef dat dit net die Here kon gewees het wat sy engele gestuur het om hulle te beskerm. En daardie nuwe Christen het saamgestem. Daar was geen ander verduideliking nie. Dit moes die Here gewees het wat sy engele gestuur het. Weet jy, die Here is nog steeds besig om ook vir jou te beskerm. Hy het nie nodig om 'n engel te stuur nie, hy kan net 'n woord sê. Wil jy nie vandag op sy versorging, sy beskerming, jou lewe kom inrig nie? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u bewaring, vir u beskerming. Sal u ook vir ons vandag in die holte van u hand hou. Amen.